Yes, Pinkster met Passie familie. Welkom, welkom. En eindelijk onze eerste episode. Ik is die meest excited. Ik ken het van Monique, maar ik is die meest excited. Ik heb klaar naam ook gezegd, dus ik was bij excited. Maar ik is bij excited. Mensen, welkom op ons eerste episode van Pinkster met Passie. Dat is lekker om hier samen te wezen. Ons het ons veel beloven. Ons gaan ons nou onze gasten en kunstenaars en Pinkster met Passie mensen wat lief is vir Pinkster, mense wat so baie op die scene is, gaan ons hier kyk en hier is het. En ons het vandag onze eerste gast. Nou, ek het nog klaar naam gesê, né? Maar sy gaan haar naam self sê. Kom ek vra, kan u vir die luisteraars sê, wie is u? Vrede vir die huis waar Jesus woon. Ek is Monique, oorspronklik van Ashton. Yes. Klein dorpie op die platteland, net aan de kant Robertson. Tussen Robertson Montetjie. Ek het daar groot geword, opgegroeid op die plaas. So ek is 'n plaasmeisie. Ja, saam met ouma kerk toe gegaan elke Sondag en dis waar ek eintlik 'n liefde vir die Here gekry het. Is dit? En Monique sê vir my daar is dan ek ry was nou baie daar verby. Okay. Ek ry op pad oudspoor se kant toe ry baie daar verby en soms het ek sê met my desire, joh, kan ek iemand net hier sien nie wat ek is nou of miskien hallo net gaan inpop en sê hallo because ek ry aan mekaar by die ek hou van die burg wat daar is, maar jy het toe dat desire dat ek jou bietjie te gaan hou te sê hoe die mense van Ashton is en sê gou vir my vertel gou vir ons wat by jou is Ashton. Dit is ook heel klein dorpie sê, maar wat by jou is? Ek is baie nieuwsgierig om dit te weet, wat by jou is? So, Ashton, baie eenvoudig. Okay. Baie klein. En die mense daar is mense. Hulle geniet mekaar. En hulle help mekaar. Is 'n baie intieme gemeenskap. Baie intieme gemeenskap. En ook ons die canned kom ons nou obviously van ons af. Ons maak die canned fruit vir julle. Ons verskaf die wyne vir julle. Yes. So Ashton Keller, Robertson Winery. So dit kom basies so as jy praat van Robertson is dat is 'n link That's basis, yes. Basis waar daar een polisant is wat basies die goed produce en jy laat plaaswerkers wat daar is mense maak werk in die wynwinge dan mos net. Yes. Mos hy klein wingertjies mos hy. Ja. As jy sien die was twee soorte, ek mos een wat die uitvoerdrywer jy eet en een wat jy mos nog wyn maak, né? Yes. So julle is die mense wat die wyn maak. Ons is die mense wat die wyn maak en ons voer ook uit. So dit is internasionaal. Dit is internasionaal. Voor plase, as mens met maximum is daar baie plase. Verskriklik. Bestaan dit meer uit plase as wat 'n gemeenskap. Kyk, ek het nog gesien hè. Want ek het nog gesien as ek verby daar ry en dan sien ek 'n klein gedeelte van Ashton. Nou ek sê gou vir my, is daar nog miskien gedeeltes wat ek nou nie sien? Kan 'n mens als is dit like net uit because it like you know Ashton is weggesteek. It's like as daar ek nog inry om in te gaan because dat kan nooit so klein nou wees. Kyk, as jy uit Robertson uitkom, is Ashton net een lang straat af. Okay. Ja, maar daar is ook plekjes waar jy kan ingaan. So wat ek daar weet. Yes, korrek. Daar is baie plase op Ashton. En die meeste werksgeleenthede wat daar is plaaswerk. So mense ken nie die opportunity van waar jy sê jy wil miskien na skool. Daar is mos obviously skole, so baie meer skole en baie in maar so heel. Maar soos ek sê, hulle ken nie die opportunity ene van die dag om op 'n college te studie, jy moet uitgaan. Is dit basies so? Jy moet uitgaan. Dis korrek. So was hy voor so gemaak vir hy. Ek kom uit 'n similar situasie uit van Mark van Tosefie. Ek is in 'n gesponde van Tosefie, so jy weet Tosefie is ook maar alles is op plaas dorpie. En dan sê jy daar's ook maar klein, is ook 'n straatjie, dis hele dorp klaar. So, ek word al uitgelag oor. Ek word baie uitgelag oor because hele dorp is klaar en is fine because ons groei differently op en ek het vandag nog wanneer ek nou in die situasie is ek myself, wow, dat wat jy ouers geleer het. Wow. Dit sien net nie so daar buite nie. En hier dan ja, maar alles so snaaks is. You know, you see dit wat jy op hoe jy sê die mense is warm, alles daar en jy kry dit. Ja. Sommige in 'n ander plek jy. En jy kom met daai waardes en ek hoef van jy oeps. Hierdie mense is nie soos daai mense nie. En dat is wat ek wil. So jy sê Ashton toe jy nou opgroei in Ashton, wat staan vir jou uit
in julle plek? Wat staan vir jou uit? Wat vir my uitstaan is dat daar's baie kinders nê of mense wat daar is wat regtig uit haaglike omstandighede uitkom. My broer, hulle kom uit haaglike omstandighede uit. Ek ken iemand, hy's vandag onderwyser. Wow. Hy doen baie goed vir homself. Hy kom uit 'n huis uit waar dronkenskap was. Sy hele lewe lank. Hy het die daai support van sy familie afgehad hier en hy moes homself bou. Wow. As Dit was mens. dronkenskap en hy het onderwyser geraak. Hy het onderwyser geraak. So as jy al die voet wat hulle sê, mense define jouself van waar jy vanaf kom nie. Yes. As wat jy naartoe gaan of wat wil wees. Correct. Nee. Wat kan goed uitkom met Esther net? Daar's een, hy's hier vandag. Yes. En in julle wys vir die gemeenskap en vir die jong mense daai kant. Om te wys, kyk jy word nie bepaal op grond van waar jy is. Yes. En ek sê altyd baie, mense het altyd die intendensie van neerkyk op die kleiner dorpies. Maar ek het nog geleer, die meer waarde lê daar. Yes. As vir die waarde. Ek weet waarvan ek praat. Yes. So vir die meeste waarde is dit met relationships, menseverhoudings, ouersverhoudings, alle tipe verhoudings, meeste van hulle kom, die waarde is meer hoër daar as dit hier is ons so onder pressure om, as ons vinnig, Yes. as ons gedoen word, as ons skits, Yes. vinnig en die menseverhoudings is nie die level wat het hier is, as wat het waar van die onderplattelandse dorpie en mense kry nog as waardering af. Dis korrek. Dis wat ek agterkom, mense kry waardering af. En dan sien jy, wie goed gemaak is, jy waardeer dit nou. Yes. Yes. Ek klaar dan, mami, ja, so. Maar nou weet jy nie, maar uiteindelik nee. Ek verstaan nou hoekom ek daai waardes geteach was. Yes. En dit is moeilik om aan te pas vir al as jy moet vir al as jy Kaap toe kom. Ja. Because mense het 'n different way van dinge doen, 'n different siening, 'n different lifestyle en mense bring nie van dit doorstaan nie. Yes. Sien nie en dan maar wanneer jy van 'n plattelandsdorpie afkom en jy kom en dan sien jy jy waardeer dit wat jy kan kom. So ek wil net vir ons wat uit die onderwêreld uitkom. Kyk wat kan ons vandag doen. Ek Yes. hoop dit kan vir hulle inspirasie wees. Yes. En vir hulle sê, maar al kom jy te klein dorpie, dit define nie vir jou wat jy is. Vat hier's daai wat jy geteach is Yes. om die beste van dit te maak. Dit is wat dis nou ek nou basies verstaan. Ons gaan over Monique vra om net so klein gedeelte van 'n getuie te verduidelik en ek hoop julle luister aandagtig na dit. Jy weet bro Eddie, ek kom eens nou uit Ashton uit en net na skool, daar's mens nou nie geld om verder te gaan studeer nie en ek dink toe, wat kan ek maak? Hoe gaan ek deur die lewe kom? Ek kom nou net uit die skool uit, ek weet nie waar om te begin nie, ek weet nie wat om te vat en wat om te los nie. En ek stuur toe my auntie 'n boodskap in die Kaap. Ek vra toe kan ek kom kuier? En my auntie sê toe ja en ek is so vir 'n lang tyd hier bo in die Kaap en COVID begin. Yes. COVID begin en Speak about that. Yes, I think I'm terrible geweest om mense. ja, COVID begin. Ek het nie werk gehad natuurlik, obviously en as jong mens het baie dinge nodig. Sure. Jy het baie dinge nodig. Jy wil baie goed sien, jy wil baie goed doen vir jouself. Maar ek het nie daai gehad nie. En ek bid. Ek vra vir die Here, wat kan ek doen? Here, hoe maak 'n mens? Waar begin 'n mens? Ek het nie daai lekker guidance hoe om te maak en wat om te doen nie. En my auntie sê vir my, begin by die begin. Soek werk. En ek dink toe vir myself, maar dis COVID. Mense kan nie eens by die deur uitgaan nie. Ja, hoe gaan ek werk soek en hoe gaan ek nou werk soek? En mense wat dan nie jy moet kon netjie. Dit was the most difficult time wat jy Yes. die basis ja. Dis korrek. En ek dink toe die oggend ek gaan saam met my neef. Ek staan toe vroeg op die oggend. Ek vat die geloof. Jy moet excited. Yes, ek vat die geloof, jong. Ek sê vir die Here, ek vra, Here, maak vir my 'n deur oop vandag. Ek weet dit vir my lyk dit baie onmoontlik. Maar ek weet by U, Here, as alle dinge Alle moontlik. moontlik. En ek gaan saam met my neef en ons is op pad. Hy werk toe in Kuilsrivier en hy vat toe vir my Blekkie. Plekkie. Plekkie. Hy vat vir my plekkie toe dan na die industriële plek area en hy vat toe vir my soontoe. En ek dink toe ek vra toe vir hom, "Waar toe gaan mens hier? Hoe maak jy so?"
En hy sê vir my, hy's mos maar baie min van woord. Hy sê vir my hier's fabrieke, jy kan met die fabrieke gaan en Ja, gaan kyk maar wat 'n fabriek kan miskien jou CV vat lei Ja. dit goed, ja. En hy lei my daar af daai oggend. En Maar jy weet van nou niks af. Jy word nou afgelei in 'n spot waar jy nie eens weet Ek man, ken nie hier die moet jy nou plekkie. vertrou, hier moet nou. hierdie ek ken nie die plekkie as net ek en Jesus nou. En ek geloof, en ek As nou geloof. net ek en Jesus. En ek geloof jy. En ek stap daai pad in. Soos ek stap, so sê ek vir die Here, Here, U weet wat ek nodig het. U weet wat ek nog wil doen in die lewe. U weet waartoe ek op pad is. En al kry ek vandag 'n werkie, ek weet U het my toekoms in U hande. En ek vat daai pad aan. Dis so. En ek stap die eerste pad, stap ek die hele pad. En Ek ek kry dit dis waar was dit in Bellville? Was dit in wat? op Blekkie. Blekkie. Beckley, die industriële area in Blekkie. Dis groot. Die fabrieke. Ja, en ek stap en ek praat met die Here. En die mense sê nee, maar as die werksgeleenthede nie en ek stap so toe om die draai, die tweede straat. En ek sien die fabriek en ek dink toe, "Ai, moet ek nou hier instap of wat gebeur nou hierso?" As mens nou maar COVID en as baie reëls en goedjies. En ek gaan toe by die fabriek toe nou maar in. Ek sien haar staan so auntie. En sy sê toe vir my, gelukkig is die voorvrou. En sy sê toe vir my, nee, ek kan maar inkom. En ek sê toe vir haar, verduidelik toe nou my saak en haar, ek sê van, nee, maar ek soek werk. Dis nou die storie. En ek hou het so kort as moontlik. So kort as moontlik, ja. En sy sê, nee, ek kan jou CV met my los. En ek is toe op pad huis toe, by die huis gekom. Ek het seker die latere middag eers by die huis gekom. By die huis aangekom en ek bid, jong. Ek bid. Ek is ernstig met die Here. Kyk, die meneer ernstig opvat. Die meneer dien in sy erns, nee. Ek sê altyd, ek baie mense wat hier gekom het, ek sê altyd vir hulle, you know, geloof sonder werke. Dis gewoon 'n vrug. Jy gaan nie vir God behaag. Yes. As jy net 'n gevoelende gelowige is wat net voel, ek voel so. As jy nie geloof het nie, dan kwalify jy nie dat die Here jou doophou nie. Yes. Dit was al wat vir hom behaag. As jy geloof in hom het. Yes. En jy weet waar hy geloof inkom, né? As die werke, ek kan mos nou nie vir die Here bid, Here, ek soek 'n werk, dan sit ek by die huis. Waarvan af van die werk kom? Nou. Here, ek wil graag 'n kar hê. Maar jy wil nie spaar nie. En jy wil nie gaan veel learners, jy wil nie 'n move maak. Jy wil nie begin maak. Ja, geloof sonder werk. Jy kan nie geloof sonder werk Dit nie. werk, ja. Ja, maar ek vertrou die Here daai dag. Die next oggend bel die auntie vir my, sy vra my, kan jy nou inkom vir 'n onderhoud? Ek sê toe ja, en ek is excited. Excited because ek sê ja. Ek is excited. Ek sê vir my auntie, ek gaan nou vir die onderhoud daarso en my auntie is mos maar altyd sy stry jong, sy bid, sy's 'n bidder. Ja, my ma sê hulle bid in jong. Ek dink die vroue is daar gesit om te bid. Ek weet jy ek wil die ding sê. Het jy experience gehad waar jou ma bid en jy skrik wakker met die klomp power die jy bid. Dis hoe ek groot geraak het. Ek glo in gebed. Ek het my ma toe gebid dat die hele huis is 'n orde geroep waar jy bid na God toe. En is 'n klomp is 'n enormous of a power. Because regte bidders bid in die authority in. Hulle bid nie met hulle bid in authority. So wat hulle glo wat hulle vir gebeur. Yes. En dit is bevoorreg om sulke mense in die lewe te hê, né? Ja, groot voorreg hierdie. Groot voorreg. En ek gaan toe en sy sê toe sy vra toe vir my nou die interview gedoen en sy vra toe vir my wanneer kan jy begin en sy sê toe vir my dankie dat jy so mooi persoonlikheid het en persoonlikheid tel baie belangrik. Persoonlikheid, respek. Yes. Wat vat jou ver in die lewe? Ek sê altyd karakter. Ek sê altyd vir die mense, you know, mense kan 'n gifted wees en jy kan allerlei goede hê, né? Maar wat tipe mense sê, hoe draai jy oor aan mense? Yes. Wat tipe kan mense kan hulle vir homself jou kan hulle bietjie gemaklik voel om jou gee jy daai karakters uit om te sê okay, jy het 'n vrug van gister om te sê dis vriendelik. Jy weet hoe mense te deel, jy weet hoe mense te gesels. As mense nie daai het nie, dan is dit 'n bietjie moeilik om goed toe te pas en dat die Here wil met jou maak because hy is nie 'n mens wat aanklik is vir mense nie. Yes. En soms wil dit vir gelowiges nie daans werk, jy het alles ingevoel. Yes. As jy wil sê werk begin dit werk begin jy moet begin nice moet jy so wees, maar gedraai so, hy moet nie so seer wees nie. Light up because en as ek kom wat jy sê, dat jy vriendelik en alles bekend word en so doen dat so God en so jy moet
van dat team, die type van een mens, east mens wees. En dat is ook om zij persoonlijkheid vir gesê het. Ek glo daai, sy kon die vrug van gesien het. Wauw, dit is, toen baie mense ook sê, die kan, ek sê, wat ek of energie, ek vertel sy nogal so. Ja. Sê, maar as jy mooi gesien het, dan moet jy die opgaan, because dat is jy geloof. Yes. En werken. Yes. Ja. Ons praat, ons spreek, maar die goed wordt niet toegepast. Amen. Nou krijg je die opportuniteit om te passen. En wie wat ik geleerd heb, gewoon iets goed van je wat ik altijd gezien heb, wanneer die probleem komt, wanneer een probleem komt, en dat is wat ik wil zeggen, wanneer een probleem komt, het ons hier gaan neiging, is een probleem, dit gaat zwaar. Nee. Dat is één ding wat je aan mij gaat zeggen, Johnson. If you want to see my power, I have to create. Amen. En dat moet jou die meeste excitement moment wees van jou leven, because you get no chance to see to bear witness of God's power. How do we know God? Yes. We taste Him. Amen. Not talk about Him and read the Bible. Yes. We taste Him. Now you can say, through it works. Me, I know that my Father is good. Oh, amen. Oh, yes. I taste victory. Ik had het gevoel, jy die dat hier kom van my, kijk, ik was hier. En ik moest samen beginnen, toen zei daar met mij. Nou praat je daar wat, nou praat je zo Paulus praat. Because wat moet hij zeggen? Ik geloof niet gewoon wat jullie in de Bijbel zeggen. Ik geloof gewoon dat ik zelf een ware getuige ga zijn. En dit wat God zegt, wacht. Kom en jump in. Yes. Kom in als je jong bent, jump in. Waar we gaan passen, kom jump in. Moet niet daar zitten en ze wil paren en ze moan, maar je wil paren van die wonder opportunity to see God's power and God's glory. Zie niet, ons kan niet heel dag zitten om hoe goed die Heer is. Yes. Maar het is getuigenis zoals die wat mensen zullen leven zijn. Yes. Yes. Amen. Ja, en ik ga toe huis toe die middag. Ik moet nou morgenoggend gaan inval, jong. And excited. Yes, ek gaan toe huis toe en my auntie lyk al klaar so opgehelder. Ja, sy moes gebid. Yes. En ek sê toe nog vir my auntie, maar ek het die werk gekry. En my auntie sê ek het geweet jy gaan die werk kry. En ek is so opgewonde, dit was nog maar my eerste werk na skool en ja, en nog nooit in 'n fabriek ook gewerk nie so. Ja. en ek begin toe die eerste dag en daar was baie uitdagings. Altyd. Baie uitdagings. Ek ken nie die mense nie. Laat jou klein voel. Laat jou voel, dis niet. Yes, jy nie wel niet. Ja. Tot nou weer gewoon gaan, nou weer aan. Ja. As ook al weer nuwe enetjie 'n bietjie aan te gaan. Ja, is maar net normaal, is natuurlik. En die baas is so impressed met my wat nou so vinnig werk en fliks werk en dit gaan net so en ons ken hom van onder af. Ja. En die dametjies begin raak toe ongelukkig want hulle werk al jare hier en jy nog veilig. Yes. En as net Monique die kant toe en Monique sin toe en ek dink toe vir myself. Ek sê toe vir die Here, ek wil nie vir ewig die werk doen nie. Yes. Ek is dankbaar. Ek mau nie, ja. Ek is dankbaar. Ek is op pad. Ja, maar ek is op pad, ek is net. ek gaan met die dier uit en ek weet jy gaan my wegmaak. En jy weet, ek werk daar vir 9 maande. Wow. En ek het dit so geniet. Eenvoudige werk. Ons het gewerk met hierdie recycling plastiek en ons het plastiek gemaak. Die plastiekpype en daai tipe van ding en ek het dit so geniet. Want dit is my eerste werk en dis wat die Here vir my gegee het. Wow. En een ding wat mense moet in die oog hou. As die Here vir jou 'n ding gegee het, maak nie saak hoe eenvoudig dit is nie. Doen dit tot eer aan die Here. Okay. Moet dit nie doen tot eer aan die mense want dan gaan jy later begin voel nee, maar ek wil nie die werk hê nie want die persoon like nie vir my nie en die persoon kyk vir my snaaks aan en die persoon, maar as jy tot eer aan die Here gaan maar jy vergeet dit vir die Here gevra dat die eer gee aan hom. Yes. Ja. Jy moet tot eer aan die Here in gee jou tientjies. Ja, gee. Daar is weer nog 'n discussion because daar is 'n personal ding because there is veronderstel te gee om 'n tent van jou income dat daar en jy kan af by nie. And however you give him, you have to give that part. That is is the principle of God. Yes. Of gratitude. Yes. Dat is nog hier, dat is gratitude mensen. Ik weet niet wat het woord in Afrikaans is daar niet, maar tiende, dat is om kerkie. God het personal gemaakt, because you say, whatever you have, give a tenth of me. If you have your time, if you have your money, give to me, and you bring that, so that it can be acceptable to me, because
That's how we know God, because He's like that. He Yes. gives, He stands. He gives even more than that to us every day. Amen. Ons bid ons flow dan die Here bewaar, hou, dra, laat ons deurkom die hele tyd. Hy moet aan mekaar gehoor wat hy moet doen. Amen, yes. Sien nie? So hy gee homself. Ons is baie demanding. Ja, nee, hy gee. En as jy ook niet hier komt, lekker dat je vergeet van mij, Jesus. Yes. Hoekom vergeet je van mij, Jesus? maar dat is maar hoe dat... Yes, maar dat is ons vrouw rijden. Zoals Jonah. Zoals bij even Daniel, die man had gepanikt manier, maar vandaag hoor ons. Als je die Heere vertrouwt en je stapt samen en je beweegt samen, dan is hij met je, dat gaat hij verder. Yes. En iemand kom toe na my toe in ons bediening en die persoon sê, luister, maar ons soek cleaners daar by die hospitaal, jong. Okay. Ah, Is het nou bij die government? Nee, dis die government, die privaat. Nog die government. Nog die government. Wie zit die niet? Privaat. Nee. Nog is het niet, Ja. oké. En die persoon sê vir my, ons soek cleaners daar en ek dink toe, Here, hier is my geleentheid nou. Ja. En ek vat weer hy geloof. Mm. Ek gee toe my CV. Terwijl je nog werkt bij die plek. Terwyl ek werk by die plek, moet nooit jou werk los en dan gaan vir 'n ander werk. Heerlijke manieren, man. Dat is baie heerlijke manieren. Ik wil het die balans. Dat is baie heerlijke manieren. Ik kan niet expecten om succesvol te zijn. Because dat is jouw werkcarrière. Je moet het recht handelen. Hier hoor nou een voorbeeld van Monique. Dat ze het van gedrag, ze het van ontendelijkheid daar voor die vrouw wat ze is. En ze het er recht. Zien, ons probleem is niet, dat de attitude. Yes. Zie je, en nou denk ik, als we in de kerk gaan, dan gaan we zeggen, goed, duidelijk, maar die werk als die daar zijn vruchten. Het is een beetje challenging, maar ons moet zeker principes met ons dragen. Yes. Zodat mensen kan zien ook daar bij die werk, maar dat is iets something about you wat verschillend is. Yes. En als je licht draagt, zie je. So, alsjeblieft die baas, als je niet die werk los en je aan de werk aan te doen, ga mooi weg van die familie af. Die weet je nog weer aan terugkomen. Yes. Nee. Ja, en hierdie persoon gaan gooi toe my CV daarin. En ek kry weer die werk. Wauw. En ek sien toe af aan my vorige werk by die recycling Je baie ziet er mooi. mooi af, ja. Sien vir hulle baie mooi af. Dank je voor dit, ja. En ek gaan toe deur en ek sê toe dankie vir die baase en baie mooi verhouding opgebou in daai 9 maande. Ja. In 'n kort tydjie. En ek kry toe die werk as 'n cleaner, gaan toe vir die onderhoude en ek werk, jong. Dis die werk wat die Here my gegee het. Ek werk, ek bewys myself. Want ek doen dit tot eer aan die Here. Ek wil nie hê die mense moet sê, kyk hier, die suster, sy kom hier, kom môre sy. As ik nee. Ja. Je moet toch eendag komen dat voor die mensen, voor die baas, want mensen is baie dingen evangelie gaat oor praatjes. Yes. Je moet toch eendag inkomen, ja, en verloren dat die evangelie gaat oor vrugdraad. Het gaan oor vrugdraad. Je moet het draad, ja. Oh. Oor vrugdraad. Je moet dat het, je moet die gezondheid en die goedheid. We gaan perfect wezen. Maar dan moet hem iets vies van Jesus wat in jou zien. Yes. Je kan niet komen en zeggen, dan kom je zeggen, ik ken jou niet. Because zij draaien hij bedaagzaam met die. Die draaien niet, zijn getrouwd, die hoe kan ik jou kennen? Nee, ik ken niet veel. Van jouw werken was een man. Maar dit doet van jou doen, dat betekent dat zij doen. En zo kennen we zo. Yes. Kijk dan ook aan iets zeggen, maar ik weet wat het is om vriendelijk te wezen. Zoals Christus ook vriendelijk is. Yes. Ik wil hij mij getoetst Amen. om vriendelijk te That's so. wezen. Ja. Amen. En ek werk by hierdie plek en dit is 'n agency. En die eerste maand wat ek werk, betaal hulle my nie. En ek sê toe vir my auntie, nee, maar ek kan nie. Ek gaan net my werk. Ek kan nie by so 'n plek werk wat my nie betaal nie. Wauw. En my auntie sê, gaan op na jou werk toe. Hou uit. En ek gaan maar op en ek dink toe, ag, laat ek nou maar my trots. Kyk, 'n gelowige is baie trots, hoor. Hy sê maar aan 'n duiwel. En Ik zal een kind van die Heere. Dat is me zo gaan met mij. ja. En ek gaan toe maar nou op en ek werk en jy moet ook nie met daai omstandighede is in jou gesig. Ek is nou hierso, maar ek wil ook eerlik regtig hier wees nie. Nee, jy gaan op. Jy gaan op met 'n blye hart. Al gaat het goed af. Al gaan dit goed af. Dat is moeilijk, ja. Kyk, ek het toch gepyn hy baie. Dat pijn in je hart, jongen. My hart is Je seer. hart pijn moest My hart is stikkend. En die tweede maand betaal hulle my weer half. So ek het die eerste maand se geld gekry nie, en die tweede maand kry ek weer halwe saak. En ek dink toe, Here, wat, hoe nou? Ja, gebid nou voor die weken naartoe. Hij werkt los. En dan kan mens nie nou weer terug en dit sê, die is nie uitgewerk nie. Here, ek kan nie myself so die skade loop steekie. En ek gaan toe en ek hou toe maar nou uit en ek hou toe maar nou uit. En jy weet, ek het 2 maande gewerk. Wauw. Die derde maand
sien hulle my raak en hulle sê toe, hulle sien toe my ek is lekker fiks en ek is lekker vinnig. Ek het so plaaskind. Ja, ons echt, ons weet hoe te werk. Ja, ons weet hoe te werk. Yes. Ek het aan 'n stukkie gewerk in die môre. Hy sê ek vir die mense, ek was nie glo nie. Stuk in die velle was ek aan iemand vat 'n vriend van my. Hy sê, "Jo, die week moes klaar." Ek weet hoe die landstyd because ek weet ek moet werk. Ons ken hy. Ek moet bodem met tafel. Yes. en ek werk en die supervisor kom na my toe en sê vra my, stel jy belang in pottewerk? Ek sê, ek sal probeer. Ek weet nie wat dit is nie, maar ek sal probeer. Nee, mense nooit nie. Ja. En sy vat my toe daar uit en sy sê toe maar, jy moet nou hier werk vir die dag. En ek werk daar. En ek love mos mense. Ek love dit om mense te ontmoet. Van verskillende plekke, verskillende persoonlikhede. Jy leer so baie by mense. Jy al die boodskappe wat jy kry by die mense, ja. Yes. En ek geniet dit so daai dag en ek gaan huis toe en ek sê vir my auntie, nee, maar ek het nou vandag gewerk as 'n potte en ek is excited jong. En die next dag gaan ek toe weer en sy sê toe vir my, nee, maar daai persoon het dan weer ingekom, so nou gaan jy nou weer terug na jou posisie toe as 'n cleaner. En ek sê toe vir die Here het my net geïntroduce. En hy dan. Yes. Hy het my net so dit so liggies en ek sê toe vir die Here, dit lyk nogal na iets wat ek sal doen. Ek is reg vir dat, ja. Ek voel ek is gereed vir dit. En jy weet dat ek werk hy maand uit 3 maande as 'n cleaner en ek begin as 'n potter. En ek begin as 'n front desk potter. 3 maande. Baie mense werk jare by een posisie en verstaan nou nie kom hulle nie graduation kry. Ja, nee. Hulle mos maar hulle bo wees. Okay, daai is 'n ander storie die balas. Ons los dit daar. Ja. En ek begin werk as 'n potter. En jy weet nee, wanneer jy 'n kind van die Here is en jy gee jou tiendes en jy's getrou aan die Here en jy dra daai vrugte van die Gees. Mense love jou en hulle weet nie hoekom hulle van jou hou nie. En die reception manager, sy love my en sy vra vir my, luister, kan jy nie 'n stryd skof vir ons werkie? Ek hou van iemand die is van alles gaat vinnig en alles gaat flink en daar's 'n orde wanneer jy hier is. En ek doen toe daai en jy weet ek werk toe as 'n potter vir 'n jaar. Daar was ook baie uitdagings. Ja, altyd. Gelowiges hou dit altyd uit die oog uit en hulle dink as hulle 'n kind van die Here is, gaan mense hulle uitlos. Mense gaan dink nee, dis 'n kind van die Here, ons gaan nie ons mors nie daar nie. Maar dis ook waar hulle mors. Azuka waar hulle die meeste mors. En jy weet en jy moet sterk staan. En ek staan soos 'n Daniel. Ek sê toe vir die Here, ek gaan nie laat enigiemand van my posisie af, van my staanplek af, gaan niemand van my afskuif nie. Jy het hierdie werk vir my gegee. En ek gaan die beste hiervan maak. Tot eer van U. Ja, tot eer van U. En my ouma sterf toe af 2022. My ouma sterf af, die een wat my groot gemaak het. Ja, hy is begeef. Kan ons gewoon 2022 sterf my ouma af en sy het net 'n hartaanval gekry. Die man het ons het dit nie verwag, sy is 'n baie gesonde mens. Sy het 'n gesonde lewe gehad en ons net 'n oproep gekry. Die nag van die 2 Oktober kry ons 2022. Kry ons die Saterdagnacht kry ons 'n boodskap. Ons was nog na my neef se troue toe en my ouma stuur toe 'n boodskap. Sy het altyd als bygewoon en my ouma stuur toe 'n boodskap as sy gaan dit nie maak vir sy troue nie. En sy het vir hom gelaf. En okay, sy het geweet sy gaan dit nie maak nie. Ek dink as ek nou daarna kyk, dan dink ek sy het geweet sy gaan dit nie maak. En sy het vir niemand gesien nie. En daai dag as mense nou nog vertel wat daai dag gesien, dan sê hulle nee, maar sy was so gelukkig en sy het baie goeie ding gepraat, maar sy het ook boodskapies gelos dat sy gaan. En daai Saterdagnag ek kry 'n droom. Daai Saterdagnag ek kry 'n droom van my ouma en ek droom sy siek. Daar's 'n worm in haar maag en sy siek. En maar ek droom sy gaan na die hospitaal toe en ons kan haar nie sien nie. En ek word toe wakker en met my auntie wat huil in die voorkamer. En
toe ek die tyding kry, weet Eddie, dit was vir my so 'n groot skok. Ek kon nie beweeg, ek kon niks doen nie, want as my ma is, Ja, dit is dan iemand wat jou groot gemaak het, né? ja, dis my ma, dis vir my was my ouma my alles, want sy was 'n steunpilaar. Kyk, 'n mens se ouers is nie engeltjies nie. Glad nie. Hulle het hulle foute, want hulle is mens. Maar my ouma het baie dinge vir my gedoen. En daarvoor sal ek haar ewig dankbaar. Ja, nee, jy laat my nou 'n bietjie emotional raak, because ek is ook ouma kind. Ja. En my ma lewe nog. My kom sien ek is van my ma weg. Almal is van my ma. Ja. Nou, haar oudste kunnen nou afgestemd, my oudste suster het afgestemd. En die anders is allemaal nog bij haar. Ja. Die andere 3, was nou 4, was 5, was nou 4, so die andere 3 is nog allemaal bij haar. Maar ik was een oma kind. Ja. Zie, toen mijn oma gaan doet ik bij haar. Ik weet niet zelf hoe heavy is met mij in dat moet gaan niet. Maar ik is een oma kind. Ja. Zie niet zo, dat is so, ik kan niet relate met jou. Ja. Because mijn oma heeft alles mee gedaan. Ja. Ze hebben niet gesproken, maar ze heeft alles mee gedaan. Ja. Dat het iemand goed ook was. Steek je goed voor mij weg. Kom al daar. Ja. En dat was, en toen zij gaan, ik was traumatized. Ja. Ik was traumatized because hier gaat iemand wat ik nog goed graag had mee in. Ik kan niet met maanden nog komen, because ik was daar geboren, mijn oma zei zo, hoe van ik nou ik kon niet die adjustment maken. Mijn oma had kon maar naar mij toe, because ik kon niet adjustment maken. Ik kon niet, because mijn ma had die bijen van mij gehad. Ik had altijd mijn oma gebeweeg. Voor haar zij gaan is ik daar. Ja. Dus ik zo mensen, because zij was zo. Zij is een mensen gebeweeg en zij was bij blessed. Selfde hier. En zij hier, dat is die laatste is weg. Zie je? Zo ik had haar dop gezien en een gastvrijheid. Dus ik zo Ja. Ja, goed. Zie je zo. Ja, Eddie, dit was vir my baie moeilik. Maar ek gaan toe afhuis toe. Daai Sondag na diens gaan ons afhuis toe. En ek kom toe daar en as net nie meer dieselfde nie. My ouma is nie daar nie. As jy hoor nie meer daai groot stem wat vir jou skree en vir jou ras Monique. Kom goed heen nie. Ja. Nou jy vir jou groot. En jy weet Eddie, wat my die seerste gemaak het was die feit dat ek wou vir my ouma gewys het dat ek kon dit doen. Ek kan dit doen in die lewe, want sy wou altyd gehad het ek moet verder leer. Ek moet nie opeindig soos wat my ouers mos nou maar opgeëindig het hier en ek moet nie die dinge doen wat hulle doen nie. Wat hulle ingeval het, ja. En nou is sy weg. Nou kan ek haar niks meer wys nie. Dat jy wys, ja. En daai was vir my die seerste seer, Eddie. Daai was vir my die seerste seer. Hoe lang het het vir jy gevat om bietjie sterk te wees? Ek sal sê laas jaar was ek nog altyd baie stukken. Je kan zien als je op praat op je. Dat is recht. Dat is goed. Ja, is recht. So, ek het toe afgegaan begrafnis toe. Ek was daar vir 2 weke. En jy weet daai as mamma nie meer daar is, daar is maar altyd een wat kykie van die baan wil wees. Maar as jy persoon. Ja. Dat is hy, is jy persoon nie. Ja. Ek draai om vir Monique daai te neem as jy persoon. Dat is hy. Ja, en hierdie persoon is nou net nee, die mamma het gesê die moet nie gedoen word en daai moet nie, en ek dink toe vir myself, ai, Here. Mamma is nou nie meer daar nie. So kom ons geniet mekaar. Ons geniet mekaar. Ons is nou nog hier so. Het jy nog mamma te wees? Ja, dit Niemand gaan die plek in elk geval vul van jou. Maar hy was jou ma. Die oma was altijd jou ma. Yes. En altijd mijn ma gezegd, wow, hij is mijn ma. Yes. Because als zij niet had gezegd, jij zou niet voor mij gaan. Het is zo, ik kom naar van haar kant af. Als ik nog iets moet zoeken, zet je naast en dan zeg je, kom eens, ze zei, nee, maar hij is mijn ma. Because ik zie zo, zij leven nog. Ja. Vanuit zij weggaan, dan weet ik moet nou mij meer scharen aan jou. Because mijn oma leven nog. Ik geloof aan generation. Yes. Ik geloof wat is eerste. En dat is tweede. Yes. En daar achter ben ik altijd gaan. En dus kom ik wat daar geloof ik. Kom dieren van opgemaakt. Weet je, dieren was me opgemaakt. Die feit dat mijn oma daar gedaan met mensen. Yes. En mijn ma heeft het gevolgd. Yes. Ze heeft net nog tot vandaag. En die follow jou. En dan maak je de dieren op. Nou, dat zie je ook niet. Nee. Die kleindochter, wat ik nou naar kijk. Ik moet die beloftes wat ik met haar oma gemaakt heb. Ik moet dat nou, oh, dat is wat die is. Hij is dus dat. So hy sê vir julle miskien van julle, ek gaan nie miskien nou wees van my klein kindie. Ek gelyk het jy met my eiling wees, maar asseblief julle sien na help haar op die pad en dis wat sy sê en op 'n dag. En jy weet
Jy weet my broer. Ek is daar onder en my pa het hierdie kontrak, plaaswerker kontrak en my pa vra of my wil jy nie boeke vir my kom doen nie. En ek Betekent jy moet nou weer teruggaan? ek ben nou Jy moet weer terugkom. nee, vir die tydjie wat ek daar is. Oh, okay, ek moet net sy boeke op datum kry en so aan. En ek gaan toe saam met hom daai week, my tweede week wat ek nou daar is, gaan ek toe gaan werk op die plaas en die Woensdag kry ek 'n oproep van my werk af. Hulle soek 'n runner in pharmacy runner. En ek dink toe vir myself, pharmacy runner, hoe doen jy die besigheid? Maar okay, ek sê nie. Ek sê nooit nee nie. Ek ken hy saak. Ek sê, okay, nee, is fyn. Ons doen dit. Ek sê toe, Here, laat ek my vandag weer in. Sien, daai is nog 'n vraag. Daai is nog 'n vraag. Almal van die hele vraag wie sal gaan? Wie sal ek stuur? Ja. Hier kom die baas. Yes. As fyn ek sal gaan. Yes. Sien nie, dis 'n vraag wat jy moet hê. En so leer ken jy vir Christus. Nou kan jy saam 'n partner sê maar nou my leer het vir my gewys hoe om te wees. Yes. Dis ook so. En dis ons mekaar ken. Yes. Ek sê altyd in Roa by, jy ken nie die Here met jou mond nie. Yes. Die lewe goed by deur maak. Dis hoe Christus jou ken. Yes. En as jy daai follow wat hy wil hê jy moet follow. Dan iemand is nodig om jou vertel van hom because hy probeer homself because dis 'n ander situasie en is daar van jou. Niemand kan van jou wegvat nie. En dis hoe ons righteous geword aan hom. Yes. Sê gaan my kind. Ek ken nie vir hom nie. Yes. Ek ken vir Monique, hy's my kind. Yes. Hy's my kind hy. Gaan Yes. alfa. Hoe verstaan? Because jy kan relate met alle life situations van wat vandag het die kerk gekom as in die gebou en ek dink dit gaan hou. Yes. Maar dis die goed waarvan ek hoor because dit is die power. Yes. Sien nie wat hy deur maak aan hy moments. Amen. En Eddie en ek is toe nog daar onder by die huis en toe ek die naweek opkom, Ja. ek sê toe by die huis daar by my auntie, ek sê toe Jana, hulle het nou vir my gebel en my gevra wil ek dit doen nie en ek het nou maar gesê ja en my auntie sê nee maar dit is goed. My auntie sal nooit toelaat dat ons 'n opportunity mis nie. En my auntie sê nee maar dit is goed. Doen dit. En ek staan hy maandagoggend op, gaan op na my werksplek toe en hulle verduidelik toe nou vir my ek gaan nou daar werk en daar's niemand om my op te lei nie. Ek moet maar nou self my wy vind. Ek was nog nooit in 'n apteek. Ek weet nie hoe werk die besigheid hier nie. En is 'n hospitaal en ek sê toe, "Ai, Here, U ken my hart en U weet waartoe ek in staat is." En daai dag ek doen my werk tot die beste van my vermoë. Daai dag. En die baas, ek ontmoet toe die baas die volgende dag. En sy sê toe vir my, sy vra toe vir my, "As jy Monique?" En dan sy's baie kort. Dis my baas nou. Sy's toe baie kort. Kyk, hy het vir agency gewerk. Maar sy's baie feisty. Okay. Sy's baie feisty. Ken daai. En sy het gevra toe vir my, "Jy Monique?" En ek sê toe ja en sy sê toe vir my, "Ja, maar jy moet die en daai. Sy's 'n baie vinnige mens ook. En sy hou van alles moet perfek gedoen word. En ek dink toe, okay, ons doen dit dan maar so en ek doen dit tot die beste van my vermoë. En later daai week sien ek maar, okay, het lyk of hulle begin hou van my want sy roep my die hele tyd in. Sy wil net vir my daai na teenwoordigheid en sy vra vir my, "Wil jy nie daai doen en daai doen?" En jy weet Eddie, ek het seker 6 maande daar gewerk in die apteek en sy vra toe vir my, sy roep my na haar kantoor en sy vra toe vir my, "Hoe vind jy apteekwese?" En ek sê, "Ek geniet dit. O, ek love it, regtig waar." En sy sê toe, "Maar ek kan motivate dat haar learnership kan opgaan, dat jy kan swat." En ek sê toe, "Dat sal excellent wees." En sy sê toe vir my, "Mag gee dit tyd." En ek sê toe, "Okay." En net as ek my daai sê, toe begin ek vertrou die Here, ek begin bid in. Ek begin vra, Here, is die werk wat ek moet doen? En kyk, jy kan ook nie net 'n besluit neem op jou eie nie. En ek vra toe vir die Here, is dit die pad wat U vir my uitgekies het? Ken met al jou weer. Yes. En ek gaan toe aan en ek doen toe wat ek moet doen en ek begin 'n love toe apteekwese. En sy sê vir my,
maar dit lyk nie meer of die learnership gaan gebeur en so aan en ek dink toe okay, maar hier moet ek nou 'n ander werk dan soek. Want ek wil ook nou nie vir ewig vir die agency werk nie, want hulle soek mos nou maar nie van die beste, weet mos maar hoe dit Staan gaan. As ja, hulle doen maar hulle dingetjie wat loop, Ja. jy is nie stable nie. Ja. En ek gaan soek toe ander werk. My niggie stuur my 'n boodskap, sy vra toe vir my sy is 'n assistant manager by Identity. Sy sê toe vir my, luister, hier's opportunities hier by ons. En ek kan verder gaan leer en ek sê dis mos wat ek wil hê. Ek wil verder gaan leer. Verder gaan leer. En hier's nou opportunity. Dis opportunity. Ja. En ek gaan skryf toe 'n vraestel eksamen en ek slaag dit. En ek kry toe die werk. Ja, En ek gaan na my manager toe en ek sê toe vir ek het nou 'n vraestel gaan skryf, ek het die werk gekry. Gaan toe my afdag. Moenie die baas se tyd steel nie, nee. Asseblief. Ja, moenie die baas se tyd Dis familie. steel. En ek gaan toe op my afdag en ek doen toe die ding en ek slaag toe en ek gaan toe na my manager toe en ek sê toe vir haar, nee, maar dis nou die saak en ek het die werk gekry en maar hulle wag eintlik vir my op 'n antwoord wanneer ek kan begin. So, jy sien hoe die Here, die pad waarlangs die Here my vat. En ek gaan toe na die apteek toe en ek gaan toe na die apteekmanager toe. Ek sê toe vir haar, dis nou wat gebeur het, ek het die werk gekry. Sy vra toe vir my, did you accept it? Ek sê vir haar, hulle het my tyd gegee om dit te aanvaar en so aan en dan moet ek nou net vir hulle laat weet wanneer ek kan begin. En sy sê toe vir my, well, it's not over until it's done. En die Woensdag het sy was net besig in haar kantoor. En sy's net besig en sy doen net haar ding. En ek dink toe, Here, maar wat gaan nou aan? En ek is nou gewoond, ek word elke dag geroep en is vir die ding en is vir daai ding. Maar ook ek los dit toe maar nou so en ek groet ook net en dan gaan ek die donderdag ek kom in en sy roep my na haar kantoor en sê vir my, sit daar so. Ek het gemotiveer en hulle het gesê, jy kan volgende maand kontrak teken. Wow, mighty. Hierdie werk bel ook hierdie kant. Wanneer kan jy begin, jong? Jou papierwerk lyk goed. Wanneer kan ons jou verwag en so aan? En ek bid toe, ek sê, Here, ek weet nou nie wat om te vat en wat om te los nie, want ek geniet hierdie een. Ek geniet apteekwese, man. En maar Here, ek kan ook nog niks doen sonder U nie. U moet maar nou vir my die rigting wys hierso. En ek moet gebless word in hy moment. Yes. Want hy maak gelyk wat jy hom ken. Yes. En u weet, ek kry toe daai opportunity om saam met die management te praat van Identity. En ek sê toe vir hom, luister, dis nou wat gebeur het. Dis die saak wat ek instaan. En ek is toe eerlik met hom en ek is oop met hom en ek sê vir hom, luister, ek kan nie net ja sê nou nie, want daar's nog 'n opportunity. Sure. So, ek staan nou hier tussen twee sake. Gee my net nog so 'n bietjie tyd om oor te dink. En ek gaan bid toe in. Is 'n moeilike besluit wat ek moet maak hierdie. En ek is 'n plaaskind. Hou dit in die oog. Ek ken niks. Ek ken niemand. Ek ken nie die Kaapie. Ja. Yes, so. En sy kom toe na my toe met HR, die apteekmanager. Seker net so 2 weke na daai kom sy na my toe. En hierdie mense wag nog vir 'n antwoord hoor. Sy kom toe na my toe. Maar hoe sê ek kon net vra, dit moet iets anders vra. Hoe vergelyk jy die pye met mekaar? Kyk jy nie na dit nie. Ek vra maar net. Hoe vergelyk jy die pye met mekaar? Dan lyk daai een 'n bietjie meer beter as daai een 'n bietjie. Ek dink dis hoe jy dit kyk. Sê op dieselfde skaal as dit dan kom by die vergoeding skaal. Gladie. Oh, so die een is groter as die ander. Die een is groter as die ander. So ek kies op grond van die getalle. Weet jy in daai oomblik ja, die een het vir my 'n learnership aangebied. Wat beteken ek gaan 'n stipend kry. Die ander een het vir my 'n salaris aangebied. Wat beteken ek begin werk en dan kan ek sommer leer in die werk. En ek is soos, maar dis nie die een wat jy like nie. Dis nie die een wat ek like nie, maar die een wat ek like, ek gaan eers verdien wat ek moet verdien oor 2 jaar. Ek sê toe, Here, hoe gaan ek maak? En sy kom oor 2 weke
na daai. Nee, ek wil gewees nee. Kom sy na my toe en sy sê vir my, sy bring HR saam, sy sê vir my, hier is jou papiere. Besluit nou. En ek sê toe, ek gaan lunch toe en ek kom terug. Ek sê verwag vir my. Dit is 'n terrible lunch gewees hy. Ja. En ek sê toe, Here, iets vir my tot hier toe gebring. Wat is nou maar ja. Wat gaan ek nou maak? Iets my tot hier gebring. Ek kan my nou net die los. Jy moet guidance ja. Ja. Ja, ek is besluit. En jy weet, ek kry toe 'n sterk gevoel. Doen dit wat jy love. Jy gaan daar, gaan jy die geld kry. Maar jy gaan dit miskien nie love nie. Sê. En ek gaan daar in en ek teken my papiere. En weet jy, Eddie, vandag is ek amper klaar met my eerste jaar as aptekers, ek wil dit nou in Afrikaans sê, aptekersassistent. Hey mense, volgende jaar dan is die ander ene wat you like of visually. Yes. Dan doen ek nou my post basic en dan is ek klaar. So volgende jaar maak ek eintlik klaar. Nice. Ek is amper aan die einde van my eerste jaar. So dan doen ek my tweede jaar doen ek in Maart. Okay. En dan volgende jaar is ek klaar. Nou dit is wat die Here kan doen hierdie. Familie, ja. Van skoonmaker af. Nee, van plaaskind af. Yes. Plaaskind af. Tot nou toe. Wie het my tot hier gebring? As u lief is vir die ding, ek tel nou op. As u lief is vir die ding en u gaat vol uit, u weet wat is die waarop. Yes. Dat betekent dat dit komt dan naar chiefs, in goeders, iets soort. Yes. Dat oor mensen gesteld wordt, because die zit die mensen dan als je niet jij precies op. Yes. Van waar persoon is, zoals je oor mensen is dat wie, ik kan ook een werk doen. Yes. So je gaat weten hoe je werk moet doen. Yes. So ek zie nog als liever dit sê, want ik kan aanvoelen als je praat, is excitement voor die. Zoals mijn bedoeling van je af, hou het en maak klaar, maak je beste van wat doen die, maak je beste van het. Yes. Maak je beste, gaan in soos wat je hier doen, maak je beste in die, ga die hoogste doen. Yes. Gaat niet voor die positie niet, het gaat die principle wees. Yes. Voor die woord van dit wat jy wees vir mense. En dan bly allemaal op die toon van hier sit. Yes. Maar ga jy sê met die mense die dit gewoon hier sien. Yes. Hulle sal my kom sit because hoe kom? Hulle weet wat dit is om nie hard te sit nie. Maar baie mense wil goed so hê. Ja. As dan is trust en loyalty nie. As niks essence vir jou maar. Dis hoekom dit wanneer jy sit, dat jy regverdige. Because jy gaat mense regverdig treat because jy weet wat is mijn soort te wees, dat is mijn soort te wees. En dan wil mensen, ik zeg dat mensen ook daar samen om op die troon zitten. Maar dan gaan niet, we hebben niet die proces doorgaan. Yes. Allemaal wel kinders van hier wees. En sons of God en wonderful goeders. Maar dan wil niet dat lopen. Yes. En je weet, nee, Eddie, my dierbare, wat my bemoedig, is die feit dat ek het opgegroeid met niks geld nie. Misschien. Ek het opgegroeid so met geld was niks. jou God die Here was. Yes. Die het omgesurf, die het die Here gesurf. Geld was nie 'n opsie nie. Yes. Nou hoor daar. Ja. En ek het net met Jesus man. Net oog op die Here. Jy glo. Oog op die leidsman. En ek wil nie dan daar kan jy sê, ek wil nie luister sê, jy moet dan doen hè. Dat God sê dien kies wat vir jy gaan dien, gaan jy vir Mammon of vir God dien. Yes. Nou dis die bepaling hoe kan de visions in die kerk kom by geld, because hoekom? Hulle dien nog geld. Yes. Jy moet van een die servant maak. Jy maak of vir God die servant en sy moun heel dag oor geld. Yes. Of jy maak die geld wat jy so op moun oor, maak hom 'n servant en hy sê, "Jy, die Here voorsien nie so." Yes. Klaar. En dan word jy custodian van geld. Jy word 'n rentmeester, because hy rol hom. Hy sien jou hand, hy sien jou hart, hy sien. Yes. So jy That's moet so maak, jy gaan nie nog 'n dag so gebeur word, jy gaan so gewy word. En dit is wat baie mense mis en dis hoe men vertrou word. Met Mammon, met die geld. Because hoekom? Hulle dien nie die Here nie, die geld. Yes. Dus geld kan ook God is. Dus die Here vergelyk hom. Dus Mammon is altyd maar die Here om vergelyk mee sê. Jy nie twee Here is nie, is of Mammon of God. So hy vergelyk hom met hy level because geld is dit soos van voorsiening. Yes. En ons paas ook voorsiening. Yes. So wat dan kies hy en u ken die feit dat die Here vir u gesorg het. So niemand kan van hy van nie weghaal nie. Ja. Die koning is ook met sy uitred en nou voeg hy goed by. Yes. Sien nie, en dit is dit weer en ek hoop julle vang die getuie wat die Here gedoen het in haar lewe en wat die boodskap is vir julle. Dat julle moet dink dat wanneer jy vir God dien, dat dien jy hom.
En die ander goed kom agterna. Amen. Wat hy sê, werk, wat hy sê gaan. Amen. Voor. En dan achterna, voor hy self. By, en hy sê die lewe, ken jy 'n bietjie trust? Dat is dan Monique gesê, kan jy net trust in Here. Yes. God gaat toets jou echtheid. Yes. Dis wat ek sien, wat ek hier sien. En dankie. Ja, dit was 'n baie lekker voorreg om vir u hier te hê. Dit was lieflik geweest en ek hoop dat julle die getuie wat sy vandag gegee het, dat dit vir julle sal change en dat vir julle sal verander en te weet dat die Here is daar en hy is nog dieselfde Jesus van 2000 jaar terug. Amen. So ek wil vir baie dankie sê dat jy gekom het en dat sal die eerste keer wees om vir jy te hê. Dit was lekker en sy is die eerste een, so familie, dis die eerste episode, dis die eerste een en ons gaan lekker celebrate in die future. En sy gaan hopelik weer kom as sy graag wil, ek wil die oude mense voorstel. So as sy sê sy wil weer kom, dan is dit fyn, sy is enige tyd hier kom om nog altyd weer te ingestaan en leer. So Monique, dankie vir die inpop en vir die feit dat jy gekom het, ons waardeer vir u en dankie dat jy deel word van die familie en ons sien op baie mooie dinge voor. Net 'n plesier my broer, net 'n plesier. Asai. Familie, ons sê baie dankie en asseblief die laaste woorde wat ons sê, moenie altyd net so gou wees om nie die Here te vertrou, die vertrou met alles. Ons sien vir next time. Bye bye.